Ondersoek word uitgevoer om die verwantskap te bepaal tussen die snelheid van 'n bewegende klankbron en die frekwensie van die klank waargeneem. Die sirene van 'n ambulans bring klank met 'n konstante frekwensie voort. In deel A beweeg die ambulans met sy sirene aan na 'n stilstaande klankdetektor. In deel B beweeg die ambulans met sy sirene aan weg van 'n stilstaande klankdetektor af. Die eksperiment word vir verskillende snelhede van die ambulans herhaal. Die waargenome frekwensie word vir elke snelheid gemeet. Die resultate verkry word in hierdie grafiek getoon. Wat merk ons dadelik op? By 'n snelheid van 0 meter per sekonde staan die ambulans stil. Geen Doppler-effek is hier ter sprake nie en die waargenome frekwensie en die werklike frekwensie sal gelyk wees aan mekaar. So as 'n mens daai y-afsnit akkuraat kon bepaal, dan sou jy die werklike frekwensie van die sirene kon bepaal. Op die x-as is ons onafhanklike veranderlike. Met ander woorde, die faktor wat ons verander. En dit is die snelheid van die ambulans. Die y-as toon die afhanklike veranderlike. Met ander woorde, die veranderlike wat ons meet. En in hierdie geval is dit die waargenome frekwensie. En dan sien jy twee scenario's. In een geval neem die waargenome frekwensie toe. En dit beteken hierdie stem ooreen met deel A. Die ambulans en die klankdetektor kom nader aan mekaar. En soos hulle nader aan mekaar kom, hoër frekwensie. En dan sien jy ook die teenoorgestelde effek vir B. Soos die ambulans al hoe verder van die klankdetektor af beweeg, is daar 'n afname in die waargenome frekwensie. Kom ons kyk na die vraag wat hulle vir ons gevra het. 2 punte. Tel die Doppler-effek. Dit is die verandering in frekwensie of toonhoogte van die klank waargeneem deur 'n luisteraar omdat die klankbron en die luisteraar verskillende snelhede relatief tot die medium van klankvoortplanting het. Nou, as ons kyk na die jare wat hierdie definisie gevra word, of die jare waar jy gevra word om hierdie effek te identifiseer, is daar nie 'n jaar wat oorgeslaan word nie. So, as dit kom by die fisika vraestel, die definisie met die hoogste waarskynlikheid om gevra te word, is die Doppler-effek in woorde. Vir hierdie eksperiment skryf die onafhanklike veranderlike neer. Onthou, die onafhanklike veranderlike is die veranderlike op die x-as. Dis die veranderlike wat jy verander. En in hierdie geval is dit die snelheid van die ambulans. In hierdie eksperiment skryf die gekontroleerde veranderlike neer. Nou, die frekwensie van die sirene van die ambulans gaan konstant gehou word. Mens sou seker ook kon sê dieselfde ambulans word gebruik, dieselfde persoon bestuur die ambulans, die detektor staan stil, die temperatuur van die lug bly dieselfde, maar die mees voor die hand liggende konstante is die frekwensie van die sirene. Watter gevolgtrekking kan vir deel B van hierdie eksperiment gemaak word? Nou, ons het reeds identifiseer dat hierdie verwys na deel B. Jy sal twee dinge opmerk. Eerstens, soos die ambulans wegbeweeg vanaf die klankdetektor, is daar 'n afname in die waargenome frekwensie. En dan 'n tweede observasie. Hoe hoër die snelheid van die ambulans, hoe groter is die afname in die waargenome frekwensie. Bereken die spoed van klank in lig. Nou vir 6 punte moet jy weet, hierdie is Doppler, jy gaan heel waarskynlik sit met 'n gelyktydige oplossing van een of ander aard. Nou, as ons kyk na die formuleblad, dan het ons hierdie vergelyking wat ons gebruik vir Doppler.
Nou, die detektor staan stil. So VL kan ons outomaties 0 maak. En as ons dan hierdie vergelyking herskryf, dan weet ons, dit is waarmee ons gaan werk. So, die waargenome frekwensies van A en B, FL, is bekend. Dan die snelheid waarteen die ambulans beweeg, VS, is ook bekend. Die frekwensie van die sirene is 'n onbekende en V, die spoed van klank in lug, is ook in hierdie geval 'n onbekende en ons moet dit bereken. So, ons het twee onbekendes, die spoed van klank en die frekwensie van die sirene. Ons gaan met ander woorde twee vergelykings nodig hê om hierdie te kan oplos. Ons begin met deel A, die ambulans beweeg na die klankdetektor toe, die waargenome frekwensie gaan hoër wees, so ons begin met daai 1298 en dit is gelyk aan die spoed van klank en ons deel dit deur die spoed van klank. Nou is die vraag, daai breuk, moet ons nou plus of moet ons minus? Onthou, die waargenome frekwensie is hoër as die sirene se frekwensie. Met ander woorde, daai breuk moet groter wees as 1 en gevolglik moet ons die noemer kleiner maak as V en ons gaan minus. En wat is die waarde van die snelheid van die ambulans? Dit is 25. En dit vermenigvuldig ons met die onbekende frekwensie van die sirene. Ons volg 'n soortgelyke benadering vir deel B. Ons waargenome frekwensie is 1115 en dit is gelyk aan die spoed van klank gedeel deur die spoed van klank. Nou weer eens die vraag. Nou sien ons, die waargenome frekwensie is laer as die sirene se frekwensie, want die ambulans beweeg verder weg van die klankdetektor. So in hierdie geval moet hierdie breuk kleiner as 1 wees, so ons moet die spoed van die ambulans, die snelheid van 25 meter per sekonde, moet ons in hierdie geval bytel. En dit vermenigvuldig ons dan met die onbekende frekwensie van die sirene. Netjies oorgeskryf, daar is deel A en daar is deel B. Nou, 'n eenvoudige ding om te doen is bloot om A te deel deur B en as ons dit doen, dan kry ons hierdie vergelyking en nou gaan ons bloot oor kruis vermenigvuldig. As ons dan oor kruis vermenigvuldig en dan net in vermenigvuldig, dan kan ons dit bloot oplos en ons kry dat 183V is gelyk aan 60.325. Ons deel met 183 beide kante en ons kry 'n spoed van 329,65 meter per sekonde as die spoed van klank. Gooi sommer net hierdie grafiek in, interessantheidshalwe. Ons antwoord is om en by 330 meter per sekonde. In ou vraestelle sal jy sien, ons werk meer met 'n waarde van om en by 343 meter per sekonde, maar 330, 343 is baie naby aan mekaar en die moontlike rede vir so 'n verskil het te doen met die lugtemperatuur. 343 meter per sekonde is die spoed van klank by 20 grade Celsius, 330 meter per sekonde is nader aan 0 grade Celsius. Maar hoe dit ook al sy, dis belangrik om jou antwoord ook ordegrootte te toets. 330, baie naby aan 343, jy weet, jy het reg gewerk.